Goeiedag en baie welkom by hierdie week se koffiekuier saam met Hetty. Altyd lekker om saam met jou te wees. Staan stil by die psalms. Die hele psalmbundel is eintlik 'n klomp gebede. Daarom word die psalmbundel ons baie keer die gebedeboek genoem. En ons gaan vandag stil staan by Psalm 19. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir ons saamwees. Dankie vir ons middel van die week stil word rondom u woord. Ons bid die Gees van God dat dit vir ons oopbreek, dat ons in verwondering oor u kan staan. In Jesus naam, amen. Ek sal vir ons lees, Psalm 19, vir die koorleier, Psalm van Dawid. Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag bring die berig deur in die ander, en die een nag deel die kennis in die volgende mee. Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Tog gaan dit daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. As hy stralend beweeg, begin om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, aan die ander kant gaan hy onder en niks ontkom sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak. Dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here dui die regte koers aan, dit bring blydskap. Die gebod van die Here is helder, dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Dit staan vas. Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud, soeter as heuning, as druppels uit die heuningkoek. Die dienaar laat hom daardie leer. Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning. Wie sien sy uitdwalinge raak? Moet my tog nie straf vir die sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik wees. Here, my rots en my verlosser. Ek dink nogal, het jy dit skakel baie mooi in met laasweek se Psalm 8. Ja. En oor die verwondering. Nou dit lyk vir my as ek so 'n bietjie lees en dink daaroor, dat die mense reken dat Dawid waarskynlik hierdie gedig van verwondering skryf, omdat hy so baie in die dag en nag, for that matter, alleen in die veld was. En ons weet mos nou wat uit die platteland uitkom en uit die platter wêreld uitkom, weg van die ligte af. Dat 'n mens die volheid van die natuur eintlik eers sien as in die nag buitekant is. Ja. Martin Luther sê oor hierdie Psalm, dan sê hy, die skepping is die boodskapper van God. En ek dink dis daai ervaring wanneer die skepping begin praat, wat dan 'n taal is wat almal verstaan. Hy sê mos die iewerste, sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. Dis iets wat almal verstaan. En die nuwe kommentare maak nogal baie van party ouens sê dit het sommer net gebeur en ons sê daar's 'n plan daar agter gewees. Ek het 'n interessante boekie, dis 'n baie dun kommentaar, dis nie iets waar jy nou regtig kan vreeslik baie kennis uitkry nie. Maar wat die ou gedoen het, Hilber, hy het gaan in Mesopotamië en in Egipte gaan kyk wat is in terme van die Psalm, wat sou mens kry in die antieke literatuur in Egipte en Mesopotamië wat hiermee saamstel, saamgaan, en dan Psalm 19, dan sê as mens gaan kyk na daai tipe kultuur, dan word die son wat hy nou hier so mooi beskryf, wat gaan lê en opstaan en die boodskap aangee, is dit wat aanbid word. Dit is half, die son God en wat ook al, en teenoor dit is Psalm 19 wat sê, maar hierdie goed is alles in God se beheer. God skuif dit, God gee dit plek, God gee dit vir dit 'n baan waarin dit beweeg, en dit is half my interessant. Dis maar net 'n interessantheidsboek om te sien wat het uit die ou literatuur ontstaan in die omgewing, want 'n gedig is mos altyd ontstaan in 'n kultuur en in 'n omgewing, en ek dink Dawid het dalk teen met van hierdie ouens te doen gehad en sê maar, julle sê hierdie goed wat ek sien is gode, kom ek vertel julle in 'n gedig
hoe ek dit sien. En dit hardloop baie nou saam met Psalm 121, wat dan presies dieselfde vraag vra. Ek sit en kyk op na die grootheid van dit alles en dan besef ek, dis eintlik maar goeders wat sommer so nie verbyloop deur die Here gemaak is, gedoen is. Ek dink nogal die wonder van Psalm 19 lê vir my daarin dat 'n mens eintlik hierdie Psalm elke dag kan bid. Ek dink ons word 'n kultuur groot en oud wat baie van die verwondering van die skepping weggevat het. Ja. Omdat ons nie meer so naby aan die grond lewe nie. Jy weet soos jou boere wat nou boer en dis mense wat letterlik van elke druppeltjie wat daar uit die hemel uitval is vir hulle 'n stuk seën. En is afhanklik daarvan. Ja, en elke takkie wat uitsprei en 'n blommetjie of 'n blaartjie maak is potensiële veiding. Ja. So dis mense wat letterlik amper wil ek sê met hulle oop hande so uit die genadebak van die Here lewe. Maar ons is so gewoond as ons melk nodig het, gaan ons Spar toe of Woolies toe of waar dit ook al is, of as ons brood nodig het, kry ons dit. So ons het baie van die verwondering verloor. Maar soos jy nou net te verlieter aangehaal het, ek dink die belangrike en die interessante vir my van Psalm 19 is dat hy eintlik al twee die forme van die openbaring wat ons nou maar ken in die katekismus, die algemene en die besondere openbaring hier wys. Die algemene openbaring, met ander woorde die wys van God deur sy skepping vir almal. En dan die besondere openbaring waar dit dan praat oor die woord en al die goeie daarin. Nou die interessante vir my is die Psalm deel ook in twee dele uit. So ons kry daar die eerste gedeeltes tot by vers 12. En dan sal julle sien vanaf vers 13 kom hy met 'n meer introspektiewe ding. Hy kyk meer na homself. En hy praat nou oor in die vorige gedeelte oor die dienaar laat hom daardie leer wie dit onderhou groot is so groot se beloning. Waar dan praat oor hierdie direkte amper wil ek sê toegang belewenis van God. En dan skielik gooi hy in vers 13 om en hy sê wie sien sy uitdwalinge raak. En ek dink dit is my eintlik so ongelooflik van menswees dat hier in almal van ons hierdie twee kante lê. Van een van verwondering oor God en aan die ander kant dat ons in ons menswees net so feilbaar en broos is. Maar is dit nie juist wat die natuur aan ons doen nie? Is dat as jy die grootste sien, ons het nou afgelope week of wat hierdie verskriklike storm gehad. En ek moet selfs my kinders het sê na die tyd, mamma, is dit die oordeel, is dit die, of Lia het nogal 'n neiging as die wolke so helder is en daar sulke strale wat jy so kan sien wat lyk of dit so geverf is, dan sê sy altyd, so ek dink dit is hoe Jesus gaan kom, sulke strale uit die hemel uit, en dan sê sy, mamma, dink jy ons is reg daarvoor? En ek dink dit is as jy hierdie wonderbaarlike skepping sien, en ewe skielik dan internaliseer jy dit en sê, maar is ek gereed om my Skepper te ontmoet? En ek dink Dawid sê so mooi, hy is besig met die natuur, en dan kom hy by die woord van God uit die wet, en dan ewe skielik om sê vir maar wie is ek? Dis dieselfde Psalm 8, wat is die mens dat jy aan my dink? En ek dink dis daai absolute, ek is klein en die skepping is groot. En dit is maar interessant in hierdie laaste gedeelte veral, dat ons kan sien, hy praat hier van die twee tipe sondes. Nou die ou nagmaalsformulier het ook mos altyd daarna verwys, nie? Nee, sê maar ek weet nie. Hy sê die straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het, en dan sê in vers 14, weerhou my van opsetlike sondes. Nou die ou nagmaalsformulier het altyd gesê, sondes van dit wat ek opsetlik verkeerd gedoen het, en dan het hy gepraat van sondes wat ek nie eers geweet het, ek gedoen het nie. En ek dink dis die belangrike vir my, wat mense sê baie keer, ja, maar jy word net gered as jy belydenis vir sonde doen. En ek bedoel, hier sê Dawid, daar is sondes wat ek nie eers weet ek gedoen het nie. En die genade van die Here bly ongelooflik groot. En dan hierdie toewydingsverse waarmee hy afsluit, mag wat ek sê en wat ek dink
tog vir U aanneemlik wees, Here, my rots en my verlosser. Nou, net terwille van almal wat saam met ons inskakel vir die dag, is 'n bietjie huiswerk as jy wil doen. Hier is 5 vorme van beeldspraak wat ons in hierdie gedeelte kry, wat 'n mens nog 'n bietjie kan aan kyk, en soos jy net gesê het oor die son aan hierdie kant opkom en daai kant ondergaan, ongelooflike mooi beeldspraak wat ons gebruik. Maar daar's ook iets anders wat my regtig in hierdie stuk opval. Ons moet onthou hierdie Psalm is geskryf in 'n tyd toe die mense nog nie geweet het die aarde is rond nie. Ja, dis daai plat koepel. En hy getuig in hierdie gedeelte, getuig hy van die son en die hemelruim en die sterre en al die goed. En hy teken dit op 'n manier wat ons dit 2020 meer, 50 jaar kan lees, en ons verstaan die beeld. Al het hy nie geweet, die aarde is rond nie. Eintlik vir my amazing. Ja, en nie daai tweede deel wat hy praat oor die woord of die wet van God is daar het hy nog so ons het die verwondering verloor, maar ek dink ons het ook bietjie van daai heilige vrees verloor van God, want Jesus is daai besef, maar God se wet is groter as wat ek is, en daar's 'n stuk goeie vrees ook vir die Here, en ek dink partymal het die Here ons speelmaat geword, en dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees, en Dawid gaan nooit daar nie, alhoewel hy so naby aan God leef, is daar altyd daai ontsag en daai effense huiwering, om te sê maar, selfs die onervare ouens kry wysheid en besef hier is iets om mee te speel nie. En ek mis partymal daai heiligheid. Party van dit was gemaak en aangeplak, maar van dit was baie goed geweest. Nou, ek dink die wonderlike daarmee saam, en nou terug by die katekismes, is die vraag oor hoe leer ken mens jou eie sondigheid? En dan antwoord die katekismes en hy sê ons leer ken dit deur die woord van God. En ek dink Dawid wat nou eers in die eerste paar verse so liries raak oor hierdie ongelooflike goed wat God is en doen. En hierdie skepping waarin hy so verwonderd is, as hy, dink ek, waarskynlik as 'n klein skaapwagterseentjie daar op sy rug in die veld lê en die diere hier rondom hom, en hy kyk in die hemel op en hy sit en beleef hierdie grootheid van God. En dan kom hy en sê, hoe weet ek in hierdie grootheid dat ek op die regte pad is? Ek lees die woord van God. Dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ons hoop julle het saam met ons 'n stukkie gegroei in Psalm 19. Kom ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons wil eintlik vandag Psalm 19 sommer net saam bid. Omdat dit so 'n ongelooflike nabye ken van God is. Die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Die een dag gee die berig deur aan die ander, en die een nag deel die kennis aan die volgende mee. Sonder spraak, sonder woorde, onhoorbaar is sy stem. Tog in die boodskap daarvan uit oor die hele wêreld. Hulle taal bereik die uithoeke van die aarde. Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan. En as hy stralend om sy baan te volg, is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom. Aan die een kant van die hemel kom hy op, en aan die ander kant gaan hy onder. En niks ontkom aan sy gloed nie. Die woord van die Here is volmaak, gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar. Dit gee wysheid aan die wat nog onervare is. Die bevele van die Here het uit die regte koers aan. Dit bring blydskap. Gebod van die Here is helder. Dit gee insig. Die eise van die Here vir sy diens is goed. Staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg, elkeen van hulle is regverdig. Hulle is kosbaar, hulle is goud, selfs is baie goud. Soeter as heuning, as druppels uit die heuningkoek. Die dienaar laat hom hierdeur lei, die leer. Wil dit alles onderhou. Groot is sy beloning. Wie sien sy eie dwaling raak? Moet my tog nie straf nie, o Here, vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie. Maar weerhou my ook van opsetlike sondes, sodat hulle nie oor my heers nie. Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot sonde. Mag wat ek sê en wat ek dink, tog vir U aanneemlik wees. Here, my rots en my verlosser. Amen.